Right, peanuts en bone, nee. Jy moet daai goeders uitkry, jy moet hulle inkry. Jy weet hoe gaan dit is altyd uitdagend. Sorg dat jy die regte toerusting het. Ek het nou die dag met jou gepraat en een van die belangrikste, hoe sê hulle, determiners, nee, van sukses in boerdery is kilowatt per hektaar. Okay, en as jy mooi daaroor dink, het gaan nou oor jou sensortydperk is klein en jy moet doen wat jy moet doen wanneer jy dit moet doen. Okay, ooreenkomstig. As jy nie die regte bone toerusting het nie, gaan jy ook nie regkom nie. Ek praat hier met Devin Colombo by Waltrek. Kom ons luister. Woe, dat is nou die, as ons hom net gedraai kry, nee, sal dit ook beter gaan, nee. Amper, ons is daar. Bear with us. Vingertjies. Daar sy, uiteindelik. Devin, hoe lyk dit? Super stil jy. Nee, wat, doodstil, rustig. Sal beter gaan as ek nog vinniger kry, nee, ek sien jy sukkel 'n bietjie vandag. Okay, sê gou vinnig vir my, julle is nou al jare wat julle die verskaffers is van Colombo se toerusting, bone toerusting in Suid-Afrika. Gee my net gou 'n bietjie agtergrond. Hoekom het julle altyd op die goeders besluit en wat presies is dit aan hulle wat maak dat die goeders actually werk? So ek moet toe ons na die goed gekyk het. Colombo bou hulle bou nou verskeidenheid van oesmasjiene, maar hoofsaaklik hulle begin met die droëboon en grondboonmasjiene. Ja. En die rede waarvoor ons vir die masjiene oorspronklik gegaan het, is dis 'n baie eenvoudige masjien. As jy die ding vergelyk met basies al die ander masjiene wat grondbone uithaal, dis basies 'n axle flow stroper. Ja. Hy het 'n pick-up, hy het 'n drom voor wat in die dwars in die router invoer en dan jy hierdie lang reguit router net basies so 'n axle flow konsep. So hy dors hom basically hier binnekant. Ja, so as jy daar bo op klim, kan jy eintlik die router sien daar bo. Ek gaan hierso op en kom. Right. En dan die ander ding, as jy nou van daar bo af kan deurkyk tot onder toe, die hele onderkant van die masjien is 'n SUV. Yes. En maak jy saak grondbone of droëbone is, jou groot ding is jy wil soveel sand as moontlik uitkry. So ja, want sand is maar die vyand, nee. Sand is die vyand en hy vlek as nou rooi grond is, hy vlek jou bone en al daai tipe goeders. So jy wil die grond so vinnig as moontlik uitkry. So hierdie masjiene, julle sien jy kyk sommer reg deur, daai onderste gedeelte is ook so die grond val weer deur na die ander kant toe, maar jou peanuts en jou bone doen nie. En dan die ander groot voordeel van die masjien is dat jy droëbone en peanuts met dieselfde masjien kan doen. Ja. So as jy 'n Double Master 2 koop, kry jy saam met hom peanut en droëbone, konkawe en sieve. So jy kan die masjien dieselfde masjien en jou beaterpenne verander ook. So jy gebruik dieselfde masjien vir albei. En dit het ons gevind werk baie lekker as jy vat party jare is die goed loop in siklusse en grondbone loop dalk bietjie af en droëbone op en die masjiene swaai dan van tussen grondbone en droëbone deur eienaars en so aan. En dit maak dat die masjiene se tweedehandse waarde eintlik net elke jaar op en op gaan. Nou sê vir my, hoekom doen ek nie eerder droëbone sommer met 'n flexie tafel soos wat ek sojas doen nie? Jy kan dit doen. Jy het jy het meer verliese op jou tafel omdat jou droëbone baie pele het wat op die grond lê. So ons groot voorstanders vir die pakets wat ons saam met die goed of die ouens wat nog met die ander trek. Draai ook bietjie laer as wat jou sojas is. Ja, hy dra laer en hy baie keer straai van daai pele sit amper op die grond. Veral as jy die chemie is nie so maklik op droëbone nie, so baie ontskoffel en so aan ook. En dan jou pele kan in daai walletjies waar jy nou geskoffel het en goed lê. En 'n flexietafel sny net nie lekker op dit nie. So hoe haal ek hom dan hoe kry ek hom dan uit? Moet ek hom half uithaal en hom in 'n windry gooi? So haal hom of trek hom met die hande of met die pakets wat daai die rodweeder is met die pick-up wat die goed in 'n windry gooi. En dan kom ek met hom dan kom jy met hom deur en tel dit op. As nou grondbone is, dan gebruik jy nou soos die C200 wat die digger inverter is wat die grondbone uit die grond uithaal. Okay, en hierdie besigheid, hy gaan basies met daai VLM in. Hy gaan VLM in, tel hom op, soos hy op gaan skit hy en dan agter dop hy hom om laat die grondboontjies bo is en die blare onder is. Ja, dat hy kan ten minste laat 'n bietjie kan droog word. En dis dieselfde met die droëbone. So jy trek hulle uit bietjie natter. Ek weet baie van die pakket doen dit in die aand as die dou en goed op is en dan kom jy deur en oes hom as hy weer 'n bietjie droër is in die son die volgende dag. Want hy daar deur hardloop. En sê vir my kilowatte, hoeveel kilowatt het ek nodig? Ja, hier gaan jy met 70, 75 kilowatt. Is regtig die masjiene trek regtig nie swaar nie. En dis ook een van die groot voordele. Dus hy trek lig, hy's lig op brandstof. En ja, en die onderhoud, jy kan alles op die masjien
van die hele sluk, die siwe onder die konkawe, alles is sluitbaar en alles is vervangbaar. Nou ek sien nou wat jy bedoel hierso, uit hierdie sif hier ook, so daai hierso is sif al daar is klaar 'n ook klomp grond. Ja, en daar's klaar jy so as jy nou sê nou maar hom sou uitsluit of jy kry klippe deur en jy slaan gate deur, jy haal daai boude uit, jy sit in die wene in. Hierdie sterre hierso is individuele plate. So as jy hom losmaak, jy kan hierdie goed as hulle nou begin sluit na 'n ruk of wat ook al, jy kan hulle ruil, jy kan nuus insit. Die hele masjien is gemaak dat jy hom, want al twee gewasse het baie grond in. So dit is die ander nadeel van met jou flextafel sny is jy wil nie al daai grond wat op 'n droëboon is of wat jy op die tafel optel alles deur jou stroper van die hele tyd nie. Van die ons doen dit ook trek en sit in 'n windrein tel met 'n pick-up op. Maar daar weer getrek het jy wortels en alles is grond op, jy straai grond deur 'n stroper en jou slytasie op 'n selfgedrewe stroper is aansienlik hoër. Ek wou net sê ek reken hierdie is die goedkoopste stroper wat jy sal kry, nee. Ja. Presies, ja. En hy's gebou om die sand te hanteer. Ja, dis wat ek sê, want jy gaan wat ek bedoel is daarmee jou stroper is te duur eintlik. Om daar goeders die oomblik as jy 'n grondkomponent het wat bykom, maar raak jou stroper te duur. Jou slytasie op stropers te duur. Ander voordele ook, die masjiene vir grondbone en bone. Jy wil nie gebreekte putte hê nie. So die masjien typ sy goed uit, want alles wat jy deur 'n auger jaag, breek putte. En die ander groot veranderinge of verskil tussen hom en 'n stroper, jou bakkies, hy het fisiese bakkies soos 'n silo. Hy het nie flappies nie. Yes. So en met dit het ons en dan die een auger wat die graan dwars bring hierso is 'n oop auger. Hy's nie toe in 'n pyp nie. So hy kan nie hy kan hom nie druk teen iets nie. So jou kwaliteit van jou bone of grondbone of veral bone, want jy kan nou nie grondbone met 'n fleksietafel doen nie, maar jou kwaliteit op jou bone en jou splitspersentasie op die masjiene is aansienlik minder as wat jy met 'n konvensionele stroper sou stroop. Okay, en dan hoeveel wat se verskillende modelle kry ek in? So basies hierdie is jy kry 'n kleiner masjien wat basies op die lift pas, maar ons doen bitter min van hulle. Hoofsaaklik ons doen die meeste, hierdie is ons gewildste model. Ons noem dit Dummaster 2 en hy vat op grondbone gaan hy 2 rye vat wat gewinter is, soos deur 1 C200 en dan op droëbone 6 of 8 rye afhangend van hoe die ons hulle windrye pak. En as jy lus is vir groot gaan, dan gaan jy na 'n Twinmaster toe. En 'n Twinmaster is basies 'n dubbel router. Hy is basies as jy twee van die masjiene in een sou sit. Ja. Hy gaan na 6, so kan jy sê rye of 3 windrye op grondbone en op droëbone kan jy maar so wyd as wat jy kan. Daar sit ouens 16 rye bymekaar en hy tel dit pragtig op. Ja. En dan as jy regtig groot wil gaan, dan kan jy selfgedrewe stroper wat basies die Twinmaster is maar selfgedrewe en hy vat dan 4 windrye op grondbone. En daai kan actually hy self aangedrewe en kan gewone goed ook stroop as jy sou wou. So as jy sou wou, kan hy mielies en sojas en sonneblom ook stroop. As jy hulle die op die kant plant, nee. Ja. Uitstekend, Devin. Dankie baie. Baie dankie. Right. So, luister as jy kyk na alternatiewe, ander tipe van goeders om te plant, dan kort jy dalk van hierdie ouetjies. So kom met Waltrek in kontak. Linkie bo of hier onder. Tot volgende keer. Groete.